Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantel White en het is wonderlik om saam met jou te wees. Lekker in hierdie koue, my mense, is koud, jy kan het maar glo, waar jy is in die Noord-Kaap, en wil amper sê in Karakool. Luister my dierbare, dit is koud. As die Kaap koud is, dan weet ek Karoo is koud, dan weet ek Namibië is koud. So, maar is ons nou, en die Here is vir ons goed, en die Here dra ons deur, en die Here is mooi mense, en die Here doen wonders, en dis al wat saak maak. En ons moet, as kom nou in 'n winterseisoen, 'n party van ons is in 'n winterseisoen, maar die Here moet ons help dat ons in 'n springtime season kom. Want mense, 'n winterseisoen kan 'n lang seisoen wees. As jy van winter hou nie soos ek, dan kan dit 'n bietjie lang wees. Ons vertrou die Here, en maar ons het elke seisoen nodig in ons lewe, vir waantoe ons op pad is, en dis baie belangrik. Partykeer dink jy, maar dan weet jy wat, dan kom jy na 'n eind toe, en dan voel jy dat, Here, maar dit was 'n goeie seisoen. Ek het nie van die seisoen gehou nie, maar is 'n goeie seisoen gewees, en dis die bottom line, wat ek en jy moet van weet. Die Here, elke seisoen, every season matters in our lives. Amen. So ons is, want ons praat van die boek van Rut nou vir meer as 'n jaar, en ons praat van Abraham, en ons praat van Dawid, en ons het hierdie laaste paar weke gepraat van altare, en wat die Here bou, en hoe hy dit bou, en wat hy doen, en almal hierdie goed, en die Here is mooi. En ek wil vandag vir ons as gemeente sê, dat, as 'n mens die Bybel lees, wanneer ons die Bybel lees, weet jy, 'n mens moet die Bybel lees om hom te kan lees. Jy moet hom lees, soos my oomsig gesê het, in die lewe in. Jy moet hom fyn lees, en jy moet tyd vat om te lees en om te verstaan. Want onthou net, een lyn het 'n biljoen goed in. Het ek jou sommer nou sê, een skrif het oor die eeue van die lewe, het een skrif kan jou hele lewe dra. Dit is hoe kragtig die woord van God is. Een skrif kan jou hele mens wees dra. En ek dink wanneer ons besef die krag van die woord, en hoe die woord van ewigheid tot ewigheid gaan wees. Hy was, hy is, en hy gaan wees. Die Bybel sê die hemel en die aarde gaan verbygaan, maar my woord, hierdie Bybel wat in jou huis is en in my huis is, wat ons nie altyd lees nie, die Bybel sê hierdie Bybelwoord sal nooit verbygaan nie. Die hemel gaan verbygaan, die aarde gaan uitmekaar uit wees, daar gaan niks oorbly nie, maar op die einde van die dag, my mense, as ons in die Nuwe Jerusalem is, dan is ons met hierdie selfe woord te doen. So ek wil vandag vir jou as kind van die Here sê, leer om die Here se woord te lees. Leer en bid tot die Heilige Gees wat ons helper is, om jou 'n liefde te gee vir die woord van God, 'n liefde te gee vir wat hy wil hê ons moet word en wat ons moet wees, en almal hierdie goed in between. My mense, ek is by Rut 3, en ons almal ken hoe dit is in
Hoe dat Naomi vir Rut gesê het, jy weet, bad jou, trek jou aan, salf jou, al hierdie goeders, en gaan na die dorsvloer, toe is daar oor gepraat, 'n maand of so terug, en ons almal ken die storie, want ek preek om nou nie van gister af nie. So, ons almal ken die storie, en ons almal weet, dat die Here is besig om 'n mooi ding te doen, in die lewe van Rut, en die Bybel sê, dat Rut is by die dorsvloer, en sy staan op, en woep, en daar gaan sy, en sy sê, dat, Naomi sê vir Rut, dat weet jy wat, sit 'n bietjie hierso, sit hierso, totdat, sit en wag, die vers 18 van hoofstuk 3, sit hier en wag, en kyk hoe hierdie situasie gaan uitspeel. Hierdie man gaan nie rus, totdat totdat die situasie, totdat hierdie hele ding, waarvan ons in is, wat ons 'n bloedlyn moet redeem, totdat hierdie ding uitgesorteer is nie. Hy gaan nie rus nie. En dit was profound, en dit was wow, because hy het nie gerus nie. Boas het gegaan die next oggend, en Boas het gaan praat met die nabye familielid, die een wat naby haar is. So ons verstaan dat daar was onmiddellike aksie toegevoer, maar ook dat daar was 'n tydperk wat Rut moes gewag het. En soos ek Sondag gepreek het, is dat die ding wat, ons preek ons al hierdie skrif nou al van Luka, maar weet jy wat is amazing? Elke keer, wanneer die Here 'n woord gee uit Rut vir die laaste 17 maande, en die Here wys jou iets en sê, my Here, ek het dan hierdie ding gelees, hoekom het ek hom nie gesien nie? Want die Here aanwyl nie alles op een tyd nie. Alles word nie net oopgemaak nie, want weet jy wat, ons is nie veronderstel om goed prematurely te sien nie. Kan ek jou sê hoekom nie? Want ons gaan nie die waarheid en die openbaringskennis gaan ons nie kan waardeer as die Here my eers in 'n diepte inbring nie. En nou moet hy my bring in 'n diepte, sodat wanneer hy dit vir my kan gee, dan verstaan ek dit 'n bietjie meer, dan verstaan ek dit bietjie dieper. You understand what I'm saying? So, en dan waardeer ek, en dan beteken dit vir my meer, en ek verstaan beter, en my gees word oop, en the eyes of my understanding is enlightened, en nou kan ek die woord beter toepas in my lewe, en dit maak net meer sin. You know what I mean? Het maak net meer sin. En ek wil vandag vir ons sê dat, vir ons as Christkyk familie, dat weet julle wat, wanneer ons die woord van God bestudeer, bid my mens, en sê, Here, maak vir my die woord oop, gee my wysheid in die woord, en reveal unto me the mysteries of the word of God. Amen. Moenie net sit en lees. Ja, ons kan lees, en ons moet lees, want wat jy invat, deposit binne in jou, en ek is so, maar nou is ons al so ver in die lewe in, dat as jy 'n pad met die Here aankom, moet jy lees en jy moet jou antwoord kry. Jy moet lees en jy moet kan verstaan. En as ons jonk is in die Here, het nodig na die Here toe gekom, lees die Bybel, al verstaan jy nie wat die Bybel lees, ek weet waarvan ek praat, want dan gaan 'n môre kom, maar kom hy al die woord op, hy kom op, want alles wat binne is, moet in elk geval opkom. You know, so ons kyk na Rut 4, ons weet, Rut 1 toe kom Rut uit Moab uit, Rut 2 toe begin 'n werk op die landerye, Rut 3 toe bad sy dus op die dorsvloer, en sy engage met Boas, sy maak kontak, en sy engage met Boas, hoofstuk 4, en onthou net, al die hoofstukke in Rut, maak ook met iemand anders se naam, Rut 1, Naomi, Rut 2, Naomi, Rut 3, Naomi, Rut 4, maak ook met Boas, is hy heeltemal 'n nuwe seisoen, en hy maak ook met die naam van 'n toekoms, Rut 4 maak ook met die naam van 'n toekoms, en ek wil vir julle vandag sê, toe Boas, en die hoofstuk 4 sê, then Boas, which means, dit is die final chapter van 'n lewe, en hierdie final chapter het nie afgespeel in een dag nie, moenie 'n fout maak nie, hierdie final chapter het nie afgespeel in een dag, en daar is dit nou nie, die final chapter het afgespeel oor 'n jaar, in jare, maar as jy kyk na die chapter in homself, dat lyk dit binne in 'n jaar, because why? Rut moes swanger word, Rut moes 9 maande, het sy die baba gedra, so hierdie chapter, in my understanding, speel af in 'n jaar se tyd, want Boas het die meeting gehad, die familie het gesê, jy kan haar kry, hy het haar gevat, getrou, maar dat het tydperk gekom as sy swanger word, maar swangerskap is mos nie oornag nie, dis mos 'n 9 maande proses, en dan toe gee sy geboorte aan Obed, en ons ken die storie. So, maar wat ek vir jou wil sê is dat, in die tyd, dat hoofstuk 4 geskied word, hoofstuk 4 is in die gang, weet jy dat Rut was nergens nie,
Rut sy naam was genoem, maar Rut was nie present nie. Daar's nie een lyn in hoofstuk 4 wat vir jou en vir my kan sê dat Rut het actually gepraat nie. Rut het nie gepraat nie, Rut het niks gedoen nie, maar in die gees was Rut present. In die geestesralm het Rut gebid. Sy het die reuk van haar salwing het in hoofstuk 4 gewandel. Haar presence in die geestesralm was evident geweest. Die vroue by die einde van hoofstuk 4 begin 'n seën van Naomi en hulle sê vir haar, blessed is she who is worth to you more than 7 sons. Hulle sê dit vir haar, hulle seën vir haar, hulle seën vir Rut. Dieselfde geval met die man sê vir Boaz, may she be to you like Rachel en Leah, mag sy vir jou wees soos Rachel en Leah, vir die 12 stamme van Israel gebore het. So sy sê dit. En wat sy doen is, hulle begin bless vir Rut, maar Rut is nie daar nie. Rut is nie physically besig om te praat nie, maar tog is Rut daar. So wat ek jou wil sê is die volgende, my mens. Wanneer jy gedoen het wat jy moet doen, wanneer jy jou CV ingegee het, wanneer jy jou liefde declare het aan hierdie vrou, wanneer jy gedoen het, wanneer jy vir die Here gesê het, jy en jou man was by mekaar, en julle wil swanger word, en hierdie ding lyk hy gebeur nie, gee hom vir die Here. Because op die einde van die dag, moet jy, en dit is wat gebeur in hoofstuk 4, Rut het van die scene afgekom, Rut was nie meer op die scene nie, Rut was nie meer daar nie, jy kan nie trace, dat Rut was iewers involved nie, haar involvement was in hoofstuk 2, haar involvement was in hoofstuk 3, maar in hoofstuk 4, toe is Rut nergens nie, en dis wat ek wil hê, ons moet verstaan, dat baie keer wil jy interfere, wanneer jy moet al uit die prentjie uitgekom het, baie keer wil jy nog interfere met jou kind en jou man en jou vrou en jou familie en dit, en die Here sê, het ek dan nie lankal vir jou gesê, wees stil en weet dat ek is God nie, en dan sê vir jou, dat lyk het jou hele lewe val uit mekaar uit, want aan die einde van die dag, het jy die eerste instruksie vergeet, jy moes net jou mond gehou het, en weggestap het, en na die Here wees, baie keer, is ons so besig om 'n ding te bewerkstellig en jy wil die plan uitwerk. Jy wil dit doen hoe jy dink hy moet wees. My skat, jy ken nie die einde van die begin nie. Kom ek sê vir jou, en jy en ek ken nie die harte van die mense nie. So kom ons laat die ding oor vir die Here wat die harte van mense ken nommer 1 en die harte van mense kan verander. Baie keer wil jy in vrede lewe met iemand anders, maar hulle wil nie in vrede lewe met jou nie. So weet jy wat, gee dit vir die Here, gaan vra vergifnis, gee dit vir die Here en los dit. En laat die Here, baie keer kom werk hierdie ding homself uit, na 5 jaar, na 3 jaar, na 5 jaar, na 10 jaar, en weet jy wat dan, wanneer hy by mekaar kom, dat is het beter wat jy ooit kon gedink het, you know what I mean, dan werk hierdie verhouding, sonder effort, sonder dat jy nou moet plakkertjies aansit, en jy moet nou of jou so, jy is so uitgestres oor hierdie ding. Let it go. Laat God wees in hierdie omstandighede. En dis wat ek vandag vir ons as gemeente wil sê. Wanneer jy alles gedoen het, Apostel Paulus sê, om te staan, dan staan jy. Staan in wat? Staan in die waarheid. Staan in die vergifnis. Staan in dit wat jy klaar gedoen het. Jy het mos vir die Here gevra vir 'n werk en het CV's uitgestuur. Nou laat die Here wees. Moenie nou na toekom toe gaan en sê, hoe ek lees daar vir my, wat gaan ek hierdie werk kry, of gaan ek daai werk kry, en wat dan? Los daai goeders, my mens. Laat God in beheer raak, en dis wat ek kom leer het oor die laaste paar maande in hierdie hoofstuk van Rut. Al is dit hoe moeilik, my vlees moet sterwe na my gees, my vlees kan nie my gees dictate wat om te doen nie. My gees moet vir my vlees sê, betekende my spirit man must tell my physical body, hoe jy sal maak soos ons sê. Jy gaan nie maak, ons gaan nie gaan slaap as ons moet bid nie. You get what I'm saying? Ek moet nou die Bybel lees, ek moet nou leer, ek myself is dit. So ek kan nie nou sit in movies kyk tot 4 uur in die môre nie. Nee my mens, jou gees moet sterker word, jou gees moet mature, sodat jy by 'n plek kom, wat jy net, kan ek dit klink klaar sê, hou net jou mond in Vader se naam. Jou mond is te warm, en jou mond is te groot, en jy praat te baie, en jou opinie is te veel, en jy wil vir almal sê, en jy is net reg, en almal is verkeerd, en jy wil net sê, hoe die ding, by mens, weet jy wat, jy moet net jou mond hou net jou mond in die naam van die Here, hou net jou mond, jy weet mos wat is die ander woord, hou net jou mond. Because let me tell you something, ons is te slim, ons dink ons ken die Bybel, jy ken die Bybel, jy weet eens wat God beteken by sekere goed wat hy vir jou sê nie, dat is 'n groter betekenis, ver bo as wat ons kan sê, maar weet jy wat, ons is so warm, ons wil dit ding ryk druk, ek wil hierdie avokado peer, wil ek ryk druk,
ryp druk. Ek wil hom ryp druk. En weet jy wat? Jy kan 'n avokadopeer vat, jy kan hom probeer ryp druk. Jy kan 'n pruim vat en hom probeer, jy kan 'n perske vat, jy kan 'n piesang vat. Maar weet jy wat? Kan ek jou gou iets sê van ryp druk? As jy enige iets wil ryp druk, weet jy dat hy gaan nie die geur het wat hy moet hê nie. Want hy gaan premature wees. Hy gaan vir alle avokado-peer, jy kan hom maar proe. Hy gaan waterig wees en die creaminess van 'n avokado-peer het jy weggevat want hy het nie gemature nie. So dit is wat God besig is met. Hy wil 'n ding mature in ons in. Hy wil 'n ding mature in ons lewe in. So hy moet tyd vat om te mature. Jy baat nie ons wil die ding nou, hy moet nou so lekkie. Nee my skapie, hy kan nie nou so lekkie. Jy en ek moet God tyd gee, staan uit die water uit en laat die ding, laat God se wil geskied in hierdie omstandighede. En baie keer is dit nie dat dit is nie wat God vir jou wil hê nie. Wat God vir jou wil hê. Maar jy interfereer met wat God wil doen. Want weet jy wat? Kom ek sê vir jou wat? As jy kan uitstaan, kan God daai persoon mature. As jy uitstaan, kan God jou mature. As jy uitstaan, kan God die proses mooi maak. En dan kan jy sien hoe die Here begin werk en hoe dat jy net jouself moet wees. Jy het nie nodig om te pretend nie. Jy het nie nodig om 'n plakkertjie aan te sit nie. Jy het nie nodig om jouself te verduidelik nie. Jy het nie nodig om take a step back. En dit is wat gebeur het in hoofstuk 4. Rut het klaar gedoen wat sy moet gedoen het. Sy was klaar op die dorp. Rut het alle instruksie uitgevoer wat gegee was aan haar. En dit was nie Naomi nie. Het was die Heilige Gees wat vir al hierdie instruksie gegee het. So alles was klaar gegee. Alles was klaar gegee. Al wat sy daarna moet hoofstuk 4, she stepped out of the way. Sy het uit die prentjie uitgestap, sodat God nou 'n slag in beheer kan wees. Nadat sy die instruksie gekry het, het sy die instruksie uitgevoer, en nadat sy dit uitgevoer het sy uitgestap. You know what I mean? Sy het uit die, gaan lees hoofstuk 4 van Rut. Jy gaan nie vir Rut daar kry nie. Jy gaan van Rut hoor, jy gaan hoor dat sy 'n baba gehad, jy gaan 'n naam daar hoor genoem word, maar sy was nie aktief besig nie. En dit is wat ek glo, die Here wil vir ons sê, my dierbare, jy wil die man hê, jy wil hom hê, maar jy moet nou eers terugstaan. As hy jou nie bel, moet jy bel. En ons wil bel. As jy klaar van gesê het, man, ek is verlief op jou, staan terug. As jy klaar aansoek gedoen het vir die pos, en jou application lê daar, en jy lyk miskien nie soos die perfekte kandidaat nie, moenie nou concern wees oor perfekte kandidaat en oor degrees, en los die Here, en al kry jy nie nou die posie, is God in elk geval besig om jou te mature op levels, wat jy nie eens weet, jy het maturity nodig nie. Maar weet jy wat beteken is te vinnig met ons monna? Ons is nie verfynd in wat ons moet doen nie. En nou sê die Here, het gaan miskien nog 2 of 3 jaar vat, wat jy in posisie, wat jy in alignment inkom, vir wat ek gereed het vir jou, maar ek weet ek help mense vandag, ek weet, die Here sê dit vir my, gaan deur die proses van genesing in jouself. Want weet jy wat, as jy daai posisie kry as leier en as supervisor en as manager, jy is so stikkend deur jou skeisaak, dat jy gaan mense abuse, sonder dat jy weet jy doen het. Want jy gaan krake in jou lewe, gaan exposed word. So moenie nou daai posisie kry nie, of vat nie, of whatever, die Here gaan hom nie veel gee nie, dat jy eers persoonlike genesing kry in my mens. Kom ek sê vir jou, die Here is 'n waarmaker van sy woord. As hy vir jou 'n ding gewys het in 'n droom, as hy vir jou ding gewys het in jou lewe in, as hy vir jou ding gewys het, my skat, wag hom uit. En my mens, kom ek sê vir jou, wag is 'n woord wat ons wil worry. Ek wil hom nie worry, en ek is seker jy wil hom ook nie worry. Maar that is one of the keys. They that wait upon the Lord. My mens, ek hou nie van hy woord, ek sê jou reguit. As ek eers hoor ek moet wag, dan dink ek, Here, hoe lank moet ek nou nog wag? Is al amper 100. Maar hy sê vir my, wag. En weet jy wat, as hy gesê het, wag, dan kan jy maar sterk wees. Daar gaan niks anders gebeur nie. And you know what is the key about waiting? Waiting, this is the key I've learned over the years. Wag is nie noodwendig net tyd nie. Wag is nie noodwendig net tyd nie. Wag is die kondisie van jou hart. Hoe wag jy? Dis die ander kant van die saak. Hoe wag ek? Ek kan wag en sê, ek wag. Maar Here, u bied nog gou maak, Here. Daai is die waggie. Dis die waggie. Wag, waar is my phone? Ek gou hierdie persoon bel, ek hoor hoe gaan dit. Dit is die waggie. Wag is nie, nou wat het hulle gemaak? Toe was hulle, toe wat eet hulle, toe laat kom hulle daar, toe laat is hulle. Daai is die waggie, my mens.
Sê, ons bly se phone check. En my mense, ek praat met myself, ek praat met ons almal. Dit is nie wag nie. Wag is wanneer ek my phone kan vat en sê, Here, ek deel met my. Wag is wanneer jy met my deel. Wag is nie met die mense nie. Wag is amper soos 'n vergifnis ding. Vergifnis, wanneer ek vergifnis vra vir jou, dit gaan nie oor jou, dit gaan oor my. Die ding lê by my. Nou dieselfde ding met wag is, wanneer die Here vir my sê wag, gaan dit nie oor daai persoon nie, dit gaan oor my. Want die Here wil vir my wys, weet jy, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, David sê, He will perfect that which concerns me. Hy sal die ding wat vir my concern, gaan hy in perfeksie inbring. Wat beteken, as hy vir my sê wag, dan werk hy hierdie ding vir my uit, dan maak hy hom vir my mooi, dan bring hy goeders by mekaar, dan maak hy die ding vir my, hy maak hom net vir my mooi, you know what I mean, en ek moet hom toelaat, en al kry ek nie die ding nie, moet ek dan weet, dat die Here het in die wagperiode, het hy my losgemaak, hy het my vrede gegee, en hy het my perspektief gegee, dat hierdie ding is nie vir my goed nie. En weet jy wat, as jy wag, dan gaan al hierdie goeters gaan kom uitspeel. Daai jong drink nog daar 'n rooi wyn, en hy rook 'n slow boat, en ek en jy is nog dronk hier, en ons is nog remoer nog in die middel van die nag, and all those things plays out in the waiting period. You get what I'm saying? So dit is hoekom ons moet staan, en ons moet sê, Here, ek weet nie waarvoor ek wag nie, maar laat my oë dit sien, wat ek moet voorwag. Laat my ore hoor, dit wat U my wil sê. Laat in my gees inkom, laat ek hierdie ding kan sien, vir wat, laat ek sien wat U my wil wys. Want wag is, laat ek sien wat U my wil wys. Laat ek sien wat U my wil openbaar. Whether it's good, that I'm going to go into, or whether it's something that you don't want me to go, but now you're going to show me. Because when He shows us, en ek het nou dag iets gelees, hy sê, delay is protection. So that when God delays something, is to protect you from something that you could have walked in prematurely, 1, 2, immaturely, 2, 3, and you were not ready for the outcome. Want weet jy wat, kom ek sê vir jou mense, en ek maak toe met hierdie ding, ons dink baie keer, jy ken 'n situasie. Ek en jy dink, nie, dit so die ding gaan uitwerk, die ding gaan so lyk, die ding gaan so lyk, my dierbare, die ding gaan nie so lyk nie. Hy gaan nie so lyk nie. Hy gaan lyk hoe God sê hy moet lyk. En die mense gaan dry soos wat God sê hulle moet dry. En jy gaan lyk soos wat God sê jy moet lyk. So ons moet rus, en ons moet wag, en ons moet, want ons is actually nog in chapter 3. Ons as rit is in chapter 3. Ons wag nog. Ons is nog nie, ons, chapter 4, dat is goed wat gebeur namens ons, maar ons is nie present nie. Dit is die key. So my skat, dat die Here jou seën, dat die Here jou bewaar, dat die Here jou toetrek met sy wag, die gees om te wag, en niemand wil wag. Here, ons erken, ons wil nie wag nie. Ek wil nie wag nie, ek erken het, maar ek moet wag. Want die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. En die Bybel sê, hulle vaar op met arensvleuels. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Weet jy hoekom? Want die Here wys ons goeders, en die Here mature ons, en die Here maak ons sterker, en die Here maak my oë op, en my gees van onderskeiding word verskerp, en ek kan sien, daar wat ek die laasie kan gesien het, ek kan nou sien, en ek het 'n vrede in my, wat my verstand te bowe gaan. So kom ons wag op die Here, dierbares. Ek weet hierdie woord is vir ons almal in die eerste plek, so mag die Here jou seën, mag die Here vir my seën. Tot volgende week.